Okay, ons is huweliksmaand en voor ons begin, wil ek gee ons daarom elke jaar die beker uit vir die ou wat die langste getroud is, die huwelik wat die langste getroud is en die huwelik wat die kortste dag getroud is. So ek dink ons moet begin by die langste. Wie is 40 jaar getroud? Hande op, 40 jaar, hier het ons 'n 40 jaar getroud. Jesus, ek kan niks sien nie. Okay, 42's. Niemand 50 jaar wat langer is? Ontienele. Iemand wat langer as 50 jaar getroud is? Going once? Going twice? Okay, ontienele. Geef hulle 'n hande klap. Hoe lank ontienele? 52. 53. Yes, Tannie Ria, baie geluk. Dis maar moeilik kan ek dink met Omtinie. Okay, en nou, wie is die kortste? Wie is minder as 'n jaar getroud? Hoe lank is julle getroud? Julle moet onthou julle nou. 2 weke. Gaan iemand 2 weke bied? Iemand 2 weke? Yes, ons het 'n 2 weke. Geef hulle 'n hande klap, 2 weke. Welkom, so lekker om julle hier te sien. Daar's hulle. Dankie Marley, 2 weke. Jessie, julle lyk sommer verlief. Ek moes dit sommer gewonder het. Okay, baie welkom by ons huweliksmaand en ons gaan so 'n bietjie in ons huwelik praat. Voor ek begin, dat ek het my notes hier reg kry. Ek het 'n vraag wat ek graag wil vra. En ek wil begin deur al die dames te vra. Ek wil hê jy nou jou hand opsteek as dit jy is. Wie van julle sal sê dat as jy droom, toe jy gedroom het oor die huwelik, het jy gedroom oor hierdie van 'n klein dogtertjie af, het jy gedroom van hierdie perfekte huwelik. En jy gaan hierdie perfekte man kry en hierdie wit trok en hierdie man gaan vir jou badwater intap as hy vir die werk afkom en hy gaan jou voete masseer en hy gaan vir jou 'n rug krap. Enige vrouens wat dit gedroom het? Daar sê 'n klompie, daar sê well done. Okay. Manne, hier is die manne vir julle. Wie van julle sal sê as jy gedroom het oor die huwelik, het jy gedroom, jy gaan 1 keer elke week, jy gaan elke dag seks hê op 'n Sondag 2 keer. Mans, watse mans het dit gedroom? Manne, daar sê yes. Okay. Great stuff. Nou is die derde vraag vir almal vanmôre. Alright. Wie sal sê, ek droom steeds? Hande, come on. Alright. Almal van ons, want dis vir my interessant om te kan sien hoeveel van ons het hierdie verwagting wanneer dit kom by die huwelik. Ek het hierdie verwagting dat as ek gaan trou, dan gaan ek 'n man kry wat my voete gaan masseer wanneer ek terugkom van die werk af en ek gaan 'n vrou trou en ons gaan elke dag ietsie hê. En ons gaan ietsie kry. En dan kom ons by die huwelik en dan gebeur dit nie so nie. En dan laat dit ons met 'n klomp goeters. Dan laat dit ons met 'n klomp vrae van, het ek nou reg getrou of het ek nou nie reg getrou nie of wat is hierdie nou eintlik? En kom ons wees eerlik met vandag met mekaar, is dat huwelike, dink ek nie is meer soos wat God dit bedoel het nie. Of wil hê nie. Ek lees 'n scary stat hierdie week wat sê, dat in van ons area in Suid-Afrika, is daar 50% van huwelike wat dit nie meer maak nie. 50% van huwelike wat dit nie meer maak nie. Ek dink as jy vir 'n oomblik net so stil staan en vir 'n oomblik dink in enige ander area van jou lewe, as ek vanmôre vir jou in enige ander area sê, daar's net 'n 50% kans van jy maak dit of nie, dan dink ek gaan daar baie van julle serieus voorbereiding gee. Dan gaan baie van julle anders na goeders kyk, anders voorberei, anders begin goeders doen om seker te maak jy's deel van die 50% wat dit maak. Dink nou byvoorbeeld daaraan as ek vanmôre vir jou sê dat die pad wat jy terugry huis toe na kerk, daar's 'n 50% kans van dit dat jy in 'n ongeluk gaan kom. Ek meen, meeste van julle gaan seker maak jou kinders se safety belts is mooi vas. Hulle het elkeen 'n helmet op en jy gaan 10 teen 'n ander pad ry om te verhoed dat jy nie die 50% is wat dit gaan maak nie. Maar hier is die stat wat sê dat net 50% van huwelike maak dit en tog neem ons dit nie meer ernstig op nie. En ek dink die rede daarvoor is, want ek dink dalk is ons mense, is dalk nie meer so geestelik voorberei vir 'n huwelik, om God te eer nie. En ek het my die vraag self gevra, iemand my nou die dag die vraag gevra, Erik, maar bestaan daar nog eerbare huwelike? Is 'n God eerbare huwelik steeds vandag nog moontlik?
En kan ek vir jou my antwoord gee? Ek het 1000 antwoorde. Ja. Ja, 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 ja. Maar as ons 'n eerbare huwelik wil hê, gaan ons nie kan doen wat 50% van mense doen nie. Ons gaan moet anders te begin doen. Ons gaan ons huwelike anders te moet begin benader en anders te moet begin voorberei. En daarom kon ek jou vanmôre kom challenge om vir die volgende 4 weke in jou huwelik te invest. Nie net vanmôre te kom en te dink jy het 'n tik gekry nie, maar regtig vir die volgende 4 weke, stel jou alarmpie en kom vroeg kerk toe. Gaan slaap bietjie op Saterdag vir die volgende 4 weke, slaap bietjie vroeër as wat jy op Saterdag moet slaap. Alright, en kom Sondag vir die volgende 4 weke en sê ek wil in my huwelik invest because I don't want to be part of the 50% wat dit nie maak nie. En ek kom challenge jou, kom invest jouself vir die volgende 4 weke in die huweliksmaand. Okay. So wat ek vandag wil doen is, ek wil vandag begin so bietjie met 'n vloer of met 'n buis oor wat ons gaan doen vir die volgende paar weke. Ons gaan so bietjie volgende week praat oor hoe begeer jy weer bietjie jou vrou en jou man. Alraai, daar's 'n paar goeters. Week 3 gaan ons so bietjie weer praat oor die groot vroegwoord seks, alraai. Nie hoe dit werk nie, maar hoekom doen ons dit nie meer nie? Maar dan, hoekom doen ons dit nie meer nie? Alraai, behalwe nou vir hierdie twee weke getroud is. Ek neem aan hy's elke dag en Sondag 2 keer. Ek het al hierdie stadium in sy lewe. Alraai. Maar ander van ons nie. Ander van ons is lucky as 'n dalk, né? So ons gaan 'n bietjie daaroor chat. Ons gaan so 'n bietjie daaroor chat en dan week 4 gaan ons so 'n bietjie oor 'n ander paar goeters chat. Maar vandag wil ek kom wanneer dit kom by jou huwelik. Of wanneer dit kom by selfs dating, wat sê jy vir jouself? Wat sê jy? Watse gedagtes gaan deur jou brein en deur jou mind wanneer jy dink aan jou man, aan jou vrou, of selfs daardie iemand van wie jy hou of op hierdie stadium date? Wat gaan? Is jy besig om vir jouself te sê wanneer jy date om te sê, ja, jy weet, dit gaan nou nooit meer werk in my lewe nie. Almal is klaar gevat. Of as jy besig om vir jouself die woorde te sê om te sê, weet ek is nou alleen, maar God is besig om my te prepare. God is besig om my voor te berei. God is besig om iets in my lewe te doen sodat ek kan gereed wees vir daardie huwelik wat God eer. Of het jy altyd hierdie negatief oor jouself en sê, ag ja, weet al die goeie manne is nou maar gevat, jy weet, ek gaan nou maar my hele lewe lank single bly. Dit gaan nou maar net nie vir my, is nou maar net nie vir my bedoel nie, daar is net geen hoop nie. Wat is jou woorde wanneer dit kom by jou huwelik? Wat is dit kom vir alles wat swak gaan? Vir alles wat so 'n bietjie van 'n sukkel gaan? Wat is jou woorde? Is jou woorde positief? Al gaan jy deur 'n dip, as jy eers my huwelik gaan so 'n bietjie deur 'n dip, maar prys die Here, God is besig om iets in ons huwelik te doen sodat ons hier kan uitkom sterker as van tevore? Of is jou woorde negatief? Ag, yes, my huwelik sukkel alweer. Ag, yes, jy weet, ek het nou maar net nie 'n lekker huwelik nie. Jy weet, ek dink die beste opsie vir ons is nou maar seker net egskeiding. Want as dit kom by jou huwelik, is daar net gewoonlik 2 stemme na wie jy luister. En ek dink die eerste stem is ons hemelse Vader. Dis die waarheid. Hy spreek woorde van waarheid. Hy spreek woorde van geloof. Of die ander stem wat jy luister is die ene van jou vyand. Die duiwel. En hy het net een missie, dis om te steel, dood te maak en te verwoes. En my vraag vanmôre is, na watter stem luister jy as dit kom by jou huwelik? Hoor dit sê Johannes 8 vers 44. Daar staan, julle is kinders van die duiwel. Hy is julle vader en julle wil doen wat julle vader wil hê julle moet doen. Hoor mooi. Hy was van die begin af 'n moordenaar en hy staan nie aan die kant van die waarheid nie. En omdat daar geen waarheid in hom is nie, wanneer hy leentaal praat, is dit volgens sy aard, want hy is 'n leienaar en hy is die vader van die leuen. En net 'n bietjie op daarbo, Johannes 8 vers 32, net 'n paar verse bo staan, kom Jesus en hy sê, maar julle sal die waarheid ken en die waarheid sal julle vrymaak. So nou wat 'n stem luister jy wanneer dit kom by jou huwelik? Want ek sien dit so lank, ek sien dit so deesdae, sien ek hierdie absolute ongoing attack op die beloftes van die huwelik. Ek sien 'n ongoing attack van die duiwel af, elke keer op huwelike, en dit is gewoonlik op die beloftes van die huwelik. En daar is 'n waarheid, vanmôre kerk. En ek wil vanmôre vir sê, as jy klomp leuns geglo het in jou huwelik, daar's 'n waarheid. En die Bybel sê die waarheid maak vry. En die Bybel sê die waarheid kan jou lewe transformeer. En die Bybel sê die waarheid kan kom genees van alle leuns
En dis my plan vanmôre. En ek wil vir hê ons moet vanmôre kyk na 4 leuns wat die duiwel gebruik om jou huwelik te vernietig. En dan gaan ons 'n bietjie die waarheid daaroor leer. Ek dink die eerste leuen wat ons na kyk is, hier kom hy, ek kan hom of haar verander. Wat 'n leuen. Ek hoor dit soveel keer van mense wat 'n man wat vir my sê, ek trou juis met hierdie vrou want sy gaan my nie verander nie. En ek hoor die vrou se kant en die agterkant sê ek trou juis met die man want ek gaan hom verander. En op die ou ende is albei net teleurgesteld. En dit kan nogal so wees, dit kan nogal waar wees. Dis die ou quote wat ons so raak lees wat sê opposites attract. Weet nie wie dit al agtergekom het nie. Dis amazing. Opposites attract. Seeltyd jy dink jy sien hier by mekaar gekom, hierdie is heeltemal totale opposites. Opposites attract en dan wanneer hulle trou, dan is dit nie meer opposites attract nie, dit is opposites attack. Want dan ewe skielik daardie ding wat jy die meeste van gehou het toe jy hom gedate het, toe jy hom getrou het, nou is jy soos dis die meeste irriterende ding wat in jou lewe doen. Kan nie gelukkig met jou getrou oor daai ding nie. Ek sien elke keer hoe die vrouens kom en sê, ek het 'n man gekry, hy is so laid back. Easy going. Ek sê, mal hoor. En dan trou jy hom en dan kom jy in my kantoor en sê, ek gaan daai man vermoor. Hy so lui soos 'n hy tel niks op, nie sy onderbroeke, nie sy kouse nie, hy's lui. Ek hou nie meer van hom, ek vat hom terug. Of ek sien dit by die vrouens, ek sien dit by die mans. Pastoor, ek het hierdie amazing vrou gekry. Man, sy is so vol confidence. Ek laat hom, sy so sterk persoonlikheid, en dan trou jy haar, en dan sy's mal hierdie vrou. Sy's miscontrolling. Sy flippe nek, en jy moet nie nou eers dink om te kyk, wat sy gat vir jou in die ribbes pomp, en jy gaan asem nie kry, jy gaan nie asemhaal. Opposites attract, en ewe skielik trou ons, en nou is dit opposites attack. En wat gebeur is, oor die tyd begin ons dan dinge wens, wat ons nie het nie. En dan begin ons ewe skielik met ons verhouding, begin ons ontevrede raak. Ek wens net hy kan my 'n prioriteit maak. Ek wens net sy haar hele lewe wil nie net om haar kinders draai nie, en so 'n bietjie net om my ook draai. Ek wens net hy kan ophou drink, as hy net kan sien wat dit doen aan die kinders, en wat hy kan sien dat doen dit aan die gesin. Ek wens net hy kan net verstaan. Ek wens net sy kan ophou om haar meer te verloor. Sy's konstant besig om haar meer te verloor. En die punt wat ons dan kry is, hulle kom op 'n punt waar hulle moet kom en sê, iets moet verander. As iets nie verander in hierdie huwelik nie, dan kan ons nie beweeg nie. So wat gebeur dan? Ons kritiseer. Ons kritiseer oor al die foute. Ons nag en moan en kerm en kla oor al die dinge wat verkeerd is in die huwelik. Kan ek vanmôre vir jou die waarheid gee? Net God kan 'n hart verander. Net God kan iemand se hart verander. Ek het nog nooit 'n Bybelvers raak gelees wat gesê het jou gemounery gaan sy hart verander nie. Ek het nog nooit 'n Bybelvers geleer wat gesê jou gekritiseer oor jou vrou gaan haar hart verander nie. Net God kan hart verander. En ons het hierdie eenvoudige tool in ons wat ons partykeer misbruik of wat ons partykeer nie gebruik nie. Hierdie kragtige tool en ons kyk hom mis en dit is gebed. En ek dink ons 2 goeders wat jy kan begin bid in jou huwelik in hierdie spesifiek in hierdie maand is nommer 1 is bid sodat God sy hart verander. Hoor mooi, bid dat God sy hart verander. Kyk, is daar iets soos vanmôre wat nie lekker is van jou huweliksmaat nie, bid dat God sy hart sal verander. Ek hou van hierdie Jakobus 5:16, wat sê, bely julle sondes eerlik teenoor mekaar, en bid vir mekaar. Die gebed van 'n gelowige het 'n kragtige uitwerking. Ek dink dis partykeer hoekom ek so mal is oor Alicia. Ek is partykeer so mal oor Alicia, want baie keer in my lewe, sy het nog altyd hierdie amazing prayer lewe gehad, Alicia. Sy het altyd hierdie vibrant, hierdie amazing prayer lewe gehad, en ek kry gereeld dat, wanneer ek partykeer verkeerde mindsets het, en wanneer ek partykeer my hart kwaad is oor iets, of wanneer ek partykeer hierdie verkeerde attitude het, teenoor goeders, dan kry ek altyd vir Alicia besig om op haar knieë te bid. Ek dink sy is besig om 'n verhouding met die Here te bou, nee, sy is besig om vir die Here te bid, vir die Here te vra, change sy mindset. Change die manier hoe hy dink. Hou hom positief in hierdie tyd.
Moet hom nie nou laat gaan nie. Verander sy hart. En hoe meer ek partykeer verkeerde mindset het, en hoe meer ek partykeer probeer om nog 'n challenging op te hê, vir haar nog 'n meer challenge te gee, en partykeer met 'n negatiewe mindset en negatiewe dinge, en dan kom Alicia op haar knieë, Here, verander sy hart, verander sy gedagtes, Here, altyd aan die bid. Ek weet van julle sit en sê, ek probeer, hy wil nie change nie. Hoe lank moet ek nog bid? Hoeveel ure moet ek vas? Hy wil nie, sy wil nie, verander nie, dit werk nie. Hier is 'n Bybelvers, is 'n mooi Bybelstorie in Lukas 18, van 'n weduwee, wat iets wou gehad het by 'n koning. Sy het na die koning toe gegaan en vir die koning gevra, en aangehou vra, en aangehou vra, en aangehou vra, en aangehou vra, dat as jy die storie gelees, hy sê, tot selfs Jesus het op 'n stadium gesê, asseblief, doen net iets aan hierdie vrou. Ek kan nie meer met haar nie. Sy het aanhou vra, aanhou vertrou, aanhou bid, aanhou gesê, Here asseblief, aanhou by hierdie koning, totdat die koning gedoen het, wat sy van hom gevra het. Kan ek van julle herinner vermoede, dat die huwelik is 'n marathon, en nie 'n sprint nie. Die huwelik is 'n marathon. 53 jaar, dis serieus, dis al 'n ultramarathon, om 10 julle. Marathon, dis nie 'n sprint nie, ons het hierdie belofte gemaak, voor God, wat ons gesê het, tot die dood ons skei. En dis hoekom gebed 'n werklikheid is. Gebed is 'n werklikheid vir my in 'n huwelik. So volgende keer in plaas van kerm, kom begin jy nie vir hom bid nie. In plaas van hom kritiseer en haar kritiseer en te kla, hoekom begin jy nie om te bid nie? Kom begin jy nie te bid en sê, Here, verander sy hart nie. Verander haar hart nie. Dan kan ek wil sê wat ek agtergekom het, ek het agtergekom dat wanneer jy bid vir jou huweliksmaat, dat dit nie altyd hom of dadelik hom of haar verander nie. Maar gebed verander altyd jou hart. Jy kan partykeer bid vir iemand en dit verander haar of hom nooit nie, of dadelik nie, maar dit verander altyd jou hart. Dis kom punt 2, bid vir hom, haar hart, en nommer 2 wat ek dink ons kan bid is, bid dat jy verander. Here, verander sy hart, verander haar hart, Here, maar hier's ek vermoede, Here, verander weer my hart. Verander weer my hart. En ek gaan nou vermoede iets sê wat ek dink jy gaan nie heeltemal like nie, en ek hoop jy kom volgende week terug, dis kom ek 'n spa voucher weggee, alright? En jy gaan nie daarvan hou nie, veral nie as jou huwelik sukkel nie. Maar as jy 'n beter huwelik soek, you have to become a better you. As jy 'n beter huwelik wil soek, gaan jy beter moet word. Praat nie jou man of jou vrou nie, jy gaan moet beter word. En ek dink een van hierdie gebede wat ons moet bid is dalk op Psalm 139 vers 23 en 24 wat sê, deurgrond my, o God. Deurgrond my hart, ondersoek my hart, sien tog my onrus raak. Kyk of ek nie op die verkeerde pad is nie, en lei my op hierdie beproefde pad. Verander my hart. Me. As dit by gebed, as dit jou gebed raak, dan gaan jy agterkom hoe God ewe skielik jou hart gaan verander, en ewe skielik, in plaas daarvan gaan jy sien hoe God jou attitude gaan verander, en jy gaan minder controlling wees, en jy gaan minder kritiseer, because God's busy changing your attitude. Jy gaan sien hoe God gaan begin om jou selfvertroue te gaan verander, en jy gaan begin gesonde boundaries om te sê, luister die vriende, ek kan nie saam met julle mee doen wat julle doen nie, ek het 'n vrou by die huis. Jy gaan sien hoe God jou hart gaan begin genees van verlede seer, hoe God jou gaan genade begin gee om te vergewe, hoe God jou geloof gaan begin opbou wanneer jy voel jy het nie meer geloof nie, God jou geloof gaan versterk. Bid dat die Here werk doen in sy hart. Maar Here, kom change ook my hart. Ek dink die tweede leuen wat ons van die duiwel af glo, is 'n huwelik is 'n 50-50. En dis 'n leuen. En dit klink goed. 50% van jou kant af en 50% van jou kant af maak mos 100%. En ek hou van hierdie voorbeeld wat sê 'n halfhartige hart plus 'n halfhartige commitment is gelyk aan 'n hele teleurstelling. En ek sien dit so baie. Mense met goeie bedoelings wat sê, ja maar, as ek 50 bring en sy kan 50 gee in die huwelik, dan gaan dit goed wees. En dit was nooit God se bedoeling nie.
'n huwelik is 100% van beide af. Dis 'n huwelik. Nie 50-50 nie, 100% liefde, 100% diensbaarheid, 100% los van eie gewin, 100%. Inteendeel, van Efesiërs 5 vers 25 sê die volgende vers, daar sê, mans, julle moet julle vrouens lief hê soos Christus die kerk lief gehad het. En hy het sy lewe daarvoor afgelê. Christus het nie een keer gekom en gesê, okay, kerk, ek gaan 50% van my gee, en julle gee 50% van julle, en dan hoop jy, gaan ons 100% hê. Nee, Jesus het gesê, ek gaan 100% gee. Ek gaan my lewe gee. Ek gaan my lewe gee vir my bruid, is die kerk. En ek dink dis waar baie van ons huwelike kan begin groei. Ek dink ons kan begin groei, want sonder dat jy dit weet, dink jy 50% kan werk. Jy dink as jy bietjie 50% kan doen, en sy kan 'n bietjie hierdie doen, en jy kan 'n bietjie hierdie doen, met so 'n bietjie van 'n strings attached, dan gaan die huwelik werk, en dit kan nie. Samp is soos 'n besigheidstransaksie. Kan nie. En dis die vraag vanmôre, my vraag vanmôre is, wat dink jy sal gebeur in jou huwelik, wanneer elkeen van julle 100% gee? Kom ek vra die vraag anders. Wat dink jy gaan in jou huwelik gebeur, as nie een van julle 100% gee nie? Dink 'n bietjie daaroor. Dink 'n bietjie vanmôre, wat sal in jou huwelik gebeur, as jy elke dag probeer opstaan, en sê, my vrou, vandag gaan ek jou honor. Ek gaan jou honor, ek gaan jou meer honor as jy, en jou vrou gaan kom en sê, nee, jy verstaan nie mooi nie, my liefie, ek gaan jou meer honor. Nee, jy verstaan nie mooi nie, ek gaan jou outserve vandag. Nee, jy verstaan nie mooi nie, ek gaan jou beter outserve. Ek gaan jou outgive. Nee, jy verstaan nie, ek gaan jou outgive. Imagine wat kan gebeur, as elkeen net 100% bring. Die derde leen wat dink ek ons glo, is nie die grootste sin nie, maar vat hom maar. Die een klein dingetjie is nie regtig 'n groot ding nie. Hierdie een klein geheimpie, is nie so erg nie. Hierdie een klein challenge wat ek mee sukkel, nee man, dit is nie so erg nie. Hierdie een klein geheimpie of hierdie manier van cope wat ek in die kantoor doen, wanneer niemand my sien nie, is nie regtig so groot ding nie. En die duiwel wil jou vertel dat daardie leuen is waar, en jy kan daarmee aan wegkom. En ek het in die laaste paar jaar in die bediening net agtergekom, dat die groot probleme is nie eintlik gewoonlik dies wat huwelike opbreek nie. Ons dink dat, hy het my verneek, dis vernietigend, of, hierdie groot ding, dis nie gewoonlik die groot goed nie. Dis die meeste van die kere, partykeer hierdie klein, onopgeloste, onbeleidende, klein dingetjie, wat net groter en groter en groter en groter en groter en groter gegroei het, wat 'n huwelik breek. Die klein goedjies, die klein onopgeloste, die klein onbeleidende sonde, wat net groter gekompliseerde sonde geword het. En dan gee baie van ons die groot dinge die skuld. Ons sê, ja maar, sy het my verneek, en ja maar, hy het dit gedoen, en ja maar, sy het dit gedoen, terwyl die groot dinge eintlik so maklik net kon opgelos geword het, as ons net vinnig gekyk het na die klein dingetjies. Salomo en sy vrou het 'n ongelooflike huwelik gehad. En hulle sê in Hooglied 2 vers 15, skryf hy die volgende, vang vir ons die jakkalse. Vang vir ons die klein jakkalsies, wat die wingerde verniel, ons wingerde wat al bot. Hou daarvan. Ons wingerde wat al bot, dit beteken dat hierdie huwelik is al reeds 'n blessing gewees. Hierdie huwelik is al reeds in 'n fase gewees waar daar blommetjies is en daar's vruggies en dit gaan so amazing en dis gewoonlik dan wanneer die vyand kom en daarvan hou om die wingerde te verniel. Want sonde groei gewoonlik die beste in donker tye. Hy gaan eers na jou vruggies toe, dan vreet hy al die vruggies op, en as die vyand daar klaar is, dan begin hy in die wortelstelsel ingaan. En dis hierdie klein onopgeloste, klein onbeleidende geheime sondetjies. Hierdie klein begeertelike gedagtetjies wat jy dink is nie eintlik so erg nie. Hierdie klein kritiese grappies wat jy teenoor jou vrou maak, wat jy dink, is nie so erg nie.
Hierdie ou klein, ek het hier geskryf, hierdie ou klein geheime verslawingkie wat jy het, wat jy dink, ag, niemand gaan daarvan uitvind, dis nie so erg nie. Of jy wil net gou die ou vlam op Facebook soek. Ek wil net weet, hoe moet ek vir haar bid, so ek check haar net op. So ek check dit waar, wat doen my ex? Dink is nie groot nie, die duiwel vertel jou, ag, dit gaan niemand seermaak nie, dit is 'n klein onopgeloste, onbelydende sondetjie wat groot word. Erik, maar dis mos nou nie 'n big deal nie. Dis nie 'n big deal nie. En as jy dit nou 'n sonde wil noem, dan kan ek jou vanmôre nou sê, dan manage ek nog ons my sonde heel goed. Kan ek hierdie laat hê vir hierdie verstaan? Die Bybel het nie eendag gesê ons moet sonde manage nie, die Bybel sê ons moet sonde bely. Hy vra nie van ons om sonde te manage nie, hy vra van ons om sonde te bely. Die duiwel wil jou laat glo, dit is nie 'n groot ding en jy kan dit manage. Die Bybel is baie duidelik daaroor. Nie manage sonde nie, bely sonde. Hoor wat sê Jakobus 5:16? Bely julle sondes eerlik teenoor mekaar. En ek dink dit is ook in hierdie maand die moeilikste ding wat jy kan doen. Hoe klein dit ook al vir jou voel, gaan jy moet gaan en sê, luister, ek bely hierdie. Weet nie hoekom nie, maar ek is heeltyd besig met my ou vlam op Facebook. Yes, ek weet nie hoekom nie, maar ek het hierdie verslawingkie in die kantoor wat ek moet dit vir jou sê. Seker die moeilikste wat jy gaan doen. Bely dit saam. Dit is makliker om 'n klein jakkeltjie te vang saam as net een ou. Maar kan ek hierdie wel sê, is dat hierdie gaan gebeur? En as dit in jou huwelik gaan gebeur hierdie volgende week of hierdie volgende maand, het gaan nie vir jou lekker wees om dit te hoor nie. Maar kan ek jou wel hierdie sê, wanneer iemand vir jou so ongelooflik lief is, om op te staan en te sê, luister, ek het iets wat ek vir jou wil bely. Man, ek dink dis seker die mees vrygewigste ding wat hy kan doen vir liefde. En is nie nodig vir jou om te gaan jap. En luister met 'n oor van 'n ou of 'n vrou wat vir jou so ongelooflik lief is, dat sy wil hierdie huwelik laat werk. Sy bely vir jou klein dingetjies wat haar pla, of hy bely klein dingetjies wat hom pla. Die vierde ding, wat ek dink die duiwel probeer alleen intel, is daar is nie meer hoop vir my huwelik nie. Dis alleen. Ek dink hierdie is vir my die moeilikste ene gewees. Nie omdat ek dink daar's meer hoop in my huwelik nie, want ek probeer 'n oomblik verstaan wat in jou huwelik aangaan. Ek wil 'n oomblik verstaan want ek wil vir 'n oomblik herken die kompleksiteit partykeer in jou huwelik. Die pyn, die gebrokenheid wat soveel van julle ervaar. En ek wil nie vermoere enigsins hierdie ding verkleineer nie waardeur jy gaan nie. Jy's dalk getroud aan 'n verslaafde en ek kan net dink hoe moeilik dit is. Ek kan net dink. Of jy's dalk getroud vermoere aan iemand wat jou verraai het en ek kan net imagine waardeur jy gaan. Of dalk is jy was getroud aan iemand gewees wat jou abuse het of mishandel het. Ek wil dit nie enigsins vermoere verkleineer nie. Maar wat ek wil hê jy moet vermoere onthou, wat ek wil hê jy moet vermoere onthou, is dit maak nie saak hoe sleg dit tans gaan in jou huwelik of hoe sleg dit tans gegaan het nie. Met God is daar altyd hoop. Hoor mooi, met God is daar altyd hoop. En ek wil hê jy moet hierdie verstaan dat en is moeilik partykeer want dit vat twee mense. Erik, jy verstaan dit vat twee mense vir God om te werk sodat daar 'n verskil kan gebeur. Ek verstaan dit. En al is jy vermoere hier en jou maat is ver van die Here af, of dalk sit jy vermoere hier en jy's ver van die Here af, kan ek vermoere hierdie vir jou sê, daar is steeds hoop vir jou huwelik. Jesus is die ene wat homself gesê het, dat al lyk dit vir mense onmoontlik, by my is niks onmoontlik nie. Kerk, ek en jy dien 'n absolute wonderwerkende, miraculous God, wat sê by hom is niks onmoontlik nie. Daar's hoop vir jou huwelik, julle.
Die duiwel is besig om soveel van ons te verniel in ons huwelike, deur hierdie leuns vir ons te vertel. Deur vir ons te vertel is 'n 50-50, deur ons te vertel daar's nie hoop nie, deur vir ons te vertel dat die klein dingetjies maak nie saak nie, deur vir ons dit te vertel, daar's hoop. En dalk is jou volgende stap net om vir die volgende 4 weke te kom. Easy. En net te luister, te sê, luister, ons gaan sit en ons gaan luister en ons gaan practical doen wat hy gesê het. Of dalk is jou volgende stap om betrokke te raak in 'n selgroep waar daar gesonde huwelike is, of na jou selgroepleier toe te gaan en te sê, luister, ek en my vrou moet hierdie leuns wat ons het, ons moet dit mekaar uitsê. Of dalk moet jy na 'n vertroude vriende toe gaan, wat getroud is, en sê, luister, ons het hierdie leuen. Ons moet dit confess, ons moet dit confess, en dan moet jy ook toelaat dat God se woord jou kom vrymaak. As jy vanmôre sit en jy is single, soveel van julle glo hierdie leuen dat ek is incomplete. Ek moet eers iemand date en trou, dan is ek complete. Die duiwel jok vir jou. Die duiwel jok vir jou. Want as ek my Bybel lees, dan staan daar, jy's reeds volmaak in Christus. Jou goal is nie om te date nie, jou goal is om Jesus te serve. Okay? Singles? En dalk sit jy vanmôre en jy sê, daar is niemand vir my oor nie. Kan ek vanmôre hier vir jou sê, God is busy working. Hier is my vraag, is jy nie dalk besig net om in die verkeerde visdam vis te vang nie? Net 'n vraag. En as jy vanmôre hier sit in jou huwelik en jy sê, Here, is daar nog eerbare huwelike oor? Here, kan my huwelik God eer? My antwoord, 1000 ja's. Maar 'n God eerbare huwelik is nie 'n sprookieverhaal nie. Dis 'n keuse. Jy gaan vanmôre die keuse moet maak met Jesus. Jy gaan 'n keuse moet maak dat dit gaan 'n klomp werk vat, dit gaan 'n klomp offerings vat en dit gaan 'n klomp vergifnis vat. Jy gaan die keuse moet maak vanmôre. Kerk, 'n huwelik is nie 'n kontrak nie. Kontrak kan ek opskeer met 'n goeie prokureur. Kontrak is 'n belofte, huwelik is 'n belofte wat jy gemaak het met die heilige God, wat jy gesê tot die dood ons skei. Maar ek het vir jou great nuus vanmôre. Dis nie net jy en jou man of jy en jou vrou nie. Daar's 'n derde persoon in julle huwelik. En hy is die bron van krag. En hy is die bron van wysheid en sy naam is Jesus Christus. En hy is saam met jou in hierdie huwelik. En hy wil dit laat werk. So daar's hoop. Ek wil ons moet iets doen vanmôre. Nog 'n musiek in die agtergrond speel vir 2 minute, 3 minute. Wat ek gaan wil hê is, ek gaan hê ons gaan moet staan. Gaan nou laat jy staan. En dan gaan man en vrou, wil ek hê jy moet as man en vrou na mekaar toe draai vir 2 minute. En ek wil hê jy moet vir mekaar bid vanmôre. So. Jy gaan jou man vat, jou vrou vat, sy handjie vat. Is lekker donker, niemand gaan jou sien nie. So wat? En jy bid vir jou man of jy bid vir jou vrou terwyl jy song speel. Dalk is jy single vanmôre. En hou jy jouself vas en sê, Here, berei my voor vanmôre vir 'n man of vir die vrou wie jy my wil stuur. As jy vanmôre alleen is, want jou man is by huis, hy wil nie kerk toe kom met vir vrou, ek weet waarvoor jy bid. Dalk is jy geskei, is okay. Kom bid jy dat die Here jou hart genees. Kom speel daai liedjie daar in die agtergrond. Kom ons staan vir so 'n oomblik. Kom ons laat die Heilige Gees vir so 'n oomblik met huwelike werk. Make his face
gees van sender 'n baie Here, dankie dat ek vanmôre oor huwelike kan kom bid, Here. Here, dankie dat ek kan kom bid, Here, dat U vanmôre huwelike gaan kom genees, Here. Here, dat ek dink die beste geskenk wat ons vir ons kinders kan gee is 'n gesonde huwelik. Here, en ek wil kom, Here, dat ek kom bid dat U vanmôre sal kom werk, Here. Dat U vanmôre weer genesing sal plaasvind op soveel plekke, Here, waar ons die duiwel geglo het as 'n leuen. Here, waar ons gedink het, Here, dat daar's nie meer hoop vir ons nie. Here, dat U vanmôre weer sal hoop gee in die huwelike, Here. Ag Here, ek kom bid vir die wie single is, wat so graag net iemand wil hê, Here, waarvoor hulle kan lief wees en met hulle lewe mee kan share, Here. En kom ek kom bid, Here, dat U met hulle gaan werk, Here. Dat U vir hulle sal wys dat I'm still busy working. Ek is iets besig om iets in jou karakter te doen. Ag dankie, Here, vir hierdie een oomblik, Here. Ook so die heel eerste keer wat iemand ooit vir 'n man en vrou gebid het, Here, prys U, Here. Dankie dat U al die eer kry vanmôre. Ons kom loof U en ons kom prys U, Here. Kom doen iets in ons huwelike. Kom doen iets in ons huwelike, Here. Kom verander harte, Here. Ons is so lief vir U. Dankie, Jesus. Send a revival, Here, in huwelike. Send it now. Ons loof U en ons prys U daarvoor vanmôre. As jy vanmôre hier staan, jy raak gekom, en jy ken nie Jesus nie. Dis die heel eerste keer in jou lewe wat jy moes opstaan en ewe skielik vir iemand bid en jy soos iets in my is besig om te gebeur. En jy wil jou hart vir Jesus gee vanmôre. So maklik in hierdie kerk. Ek gaan jou nie vorentoe roep nie, ek gaan jou nêrens in vat vanmôre nie. Wat ek jou wel vroeg vanmôre is, ek wil net daar waar jy staan, is in die donker, niemand gaan jou sien nie, ek gaan jou nie eens kan sien nie. Net sê, Here, hier is my hart weer vanmôre vir U. As jy dit nog nooit gedoen het, Jesus het vir jou in 'n kruis kom sterf. Hy is so lief vir jou en hy kan jou verander. Hy soek jou. Al wat jy moet doen is jy hart vir hom gee. So net waar jy is. Jy net jou hand oplig en laat sak weer. Kan ek wel nie sien nie, so as jy dit gedoen het, wel dan. Here, dankie vir elkeen wat sy hart opgegaan het, hand, Here, sy hart uitgegaan het na U toe, kom verander, Here. In Jesus se wonderlike naam. Amen. Amen. Kan ons vir onsself 'n hande klap gee vanmôre?